Ek het nog nooit 'n ateïs hoor 'n goeie manier teruggekom van hierdie af nie. Ek het nog nooit gehoor dat hulle iets reg sê hier teenoor nie, of hulle try regstel of probeer verduidelik nie. Die punt is, die Bybel is bonatuurlik geskryf. Die ouens wat die Bybel geskryf het, is buite spasie en tyd. Yes, ek is eintlik 'n ou wat 'n baie hoë pyndrempel het, Nomie. Hoe so? Ek weet hier, dis net, ek kry net nie sommer serie. Eina, En nou? Pyperkat. Ons wil vir die ateïste sê dat as jy hierdie video tot die einde kyk, dink ek is dit die laaste aand wat jy 'n ateïs gaan wees. Ons gaan al die hoofargumente vat wat ateïste sê, dat hulle sê hierdie is logies, hierdie is wat die slim ouens sê, en ons gaan en ons gaan dit try bespreek vanaand. Ons gaan dit gaan en ons gaan dit weer lê, ons gaan sê hierdie goeters is vals oor dit en dit, en ons gaan dit nie doen uit 'n emosionele plek nie. Ons gaan dit doen met logika, ons gaan dit doen met die Bybel, en ons sal bewyse bring. Ek dink daar's bewyse eerder dat daar 'n God is, eerder as wat daar nie 'n God is. En ek dink wat belangrik is hiervan is, hierdie kom uit 'n plek van ons hart gee regtig om vir mense wat nie die Here ken nie. Ons besef hierdie ouens is verlore, en ook nie net verlore in die lewe wat hier nakom nie, maar in die lewe nou. Soos die motivering wat ateïste het om enigiets te doen in die lewe is altyd vir my, soos ek verstaan nie hoekom hulle net uit die bed uit opstaan in die oggend nie. Verstaan, soos wat is hulle motivering daar agter as jy weet na hierdie lewe gaan jy dood en net daar's niks daar buite nie. Maar net om 'n beginstelling te maak, dink ek dis vir my so wat's hypocritical in Afrikaans? Tweedrag, ja, soos skynheilig, né? Dis vir my so skynheilig hoe hulle altyd soos die ouens is wat sê ons is die logiese klomp, ons is die wetenskaplike klomp, maar ek bedoel hulle het eintlik 'n sprokiesverhaal vir groot mense. As jy byvoorbeeld gaan vat, as jy vir 'n kind vra of vir 'n kind sê, luister jy as 'n padda, as jy die padda soen, dan gaan daai padda 'n prins word. O nee, dit is 'n sprokiesverhaal. Maar wat moderne wetenskap sê is, vat daai padda, gee hom 2 miljoen jaar, dan word hy ewe skielik 'n mens. Nou is dit ewe skielik hierdie slim wetenskaplike ouens, en hulle wil sê ons is dom om nie byvoorbeeld in evolusie te glo wat hierdie ding leer nie. Ek dink baie aan daai gedeelte in Romeine 1, wat sê hulle het hulle self voorgegee as wys, maar hulle is inteendeel dan dwaas. Ja. Want hulle, veral uit hulle standpunt uit, is hulle argument is nie konstant nie. Hulle het nie regtig konkrete bewyse oor hulle glo van die bestaan nie. Dis nou maar net ons neig om te dink dat dit uit 'n Big Bang uit ontstaan het, en so het evolusie dan plaasgevind dat dit is waar ons trek, waar ons nou is. Wat hartseer is, want kan jy dink dat jou hele bestaan uit dalk net 'n idee gekom het? Ja, jy weet wat sê Afrikaans vir Big Bang? Oerknal. Die oerknal. Ja. Maar ek dink ons bly by Big Bang. Ja. Want oerknal laat my dink aan soos iemand wat te veel boontjies geëet het. Ja. Jy weet so ek's bang ons raak gedistrakt as ons dit gebruik. So kom ons bly by Big Bang vir nou. Maar net soos wat jy nou gesê het, wat mense moet verstaan is, en ek dink die ouens vat mooi die konsep wat ateïste vir jou voorlê met die Big Bang teorie nie, is dat hulle sê daar was niks en hierdie niks het ontplof en alles gevorm. Nou, dit is net soos 'n argument wat homself vernietig. Soos daar's niks en niks het ontplof. Hoe's daar niks nie? So net in daai een stelling, en jy moet verstaan dat sonder die Big Bang is daar nie ateïsme nie. Hulle maak absoluut staat daarop dat hierdie ding waar is, en om een of ander rede dink hulle dit is wetenskaplik. Maar en dit is net 'n teorie. Dis nie eers te sê dis 'n feit ja. nie. En dit is loodreg om net teen Christendom te wees, of net teen die idee dat daar 'n God is, want dis die enigste ander verduideliking. Ek weet nie of mense dit besef nie, dis of God het alles gemaak, of dis basies die Big Bang. Nog niemand het eintlik met 'n derde opsie gekom nie. Ek bedoel, daar's natuurlik klomp gelowe en ander tipe gode waarna mense kan gaan kyk. Dis nou 'n ander gesprek, maar dis of God het dit gedoen, of alles het ontstaan uit niks nie. Maar net weer eens, net om te begin, die Big Bang vernietig die eerste 2 wette van thermodynamika. So die eerste wet sê niks kan geskep of vernietig word nie. Energie kan net van een vorm na 'n ander vorm omgesit word. So jy het nodig dat iets geskep word uit niks nie. Nou, ons as Christene admit, ons sê God het dit gedoen. Ons is ten minste net braaf genoeg om te sê dit is 'n geloof. Hulle wil sê, o nee, dis wetenskap. Dis nie wetenskap nie, dis 'n geloof. Jy glo, daar was niks en niks het ontplof nie. En ook, dit vernietig ook die tweede wet van thermodynamika, want evolusie gaan daaroor dat alles van hulle self beter raak. Thermodynamika, die tweede wet van thermodynamika leer vir ons, alles raak slegter. Alles neig na om af te breek. As iemand nie hierdie mooi huis onderhou nie, dan gaan hierdie huis vernietig word.
Verstaan jy het iemand nodig om dit te onderhou. So die eerste 2 belangrike wetenskaplike wette van termodinamika in ateïsme maak eers sin nie. Ja, selfs as jy gaan kyk na daai hele verklaring van dit, is dat volgens hulle standpunt dit moet beter raak. Maar selfs in die ateïstiese kringe sal hulle ook kyk na die wêreld en sê soos dinge lyk nie beter nie. Dit lyk eers of dit beter gaan nie. Jy weet, maar hulle sal klomp woorde gee soos aardverwarming of enigiets. Dis deel van die toorn van die Here wat op die aarde val. Dis as gevolg van die effekte van sonde, hoe die aarde ook verbreek. Maar selfs in die oerknal se beskrywing, dat dit uit 'n ontploffing begin. Was al ooit in die geskiedenis van die mensdom, selfs uit hulle eie wettiese kant uit, was daar ooit 'n ontploffing wat sulke perfekte orde gebring het? Nee. So selfs in daai argument breek dit klaar. Ja. As jou fondasie daar klaar gebreek is, dan sukkel jy verder om by te kom met die res van die argumente. Ja, en verstaan gou presies hoe weer eens selfvernietigend is hierdie siening, want as jy sê alles het bymekaar gekom met natuurlike prosesse, soos naturalism, weet jy wat dit in Afrikaans is, naturalisme? Seker dit. Maar anyway, as jy sê alles het deur naturalism gebeur, dan moet jy verstaan, jou denke, jou psyche, jou hele manier van wees is net chemiese kombinasies wat met mekaar gekom het en basies het dit jou gedagtepatroon gevorm. So verstaan, deterministisch het jou chemikalie in jou brein besluit hoe jy nou dink. Verstaan jy wat ek sê? Ja. As God nie betrokke is hier en jy het nie 'n siel nie, jy het nie 'n gees nie, dis net chemikalie in jou brein wat rond beweeg en jou maak doen en sê die goed wat jy doen. Jy het in 'n manier nie vrye wil daaroor nie, want dis chemikalie wat bepaal wat jy dink. So met ander woorde, jy kan ook nie eers kwaad wees vir my uit 'n naturalistic wêreldsiening dat ek dink soos wat ek dink, want dan is dit net my chemikalie wat gemaak het dat ek in God glo. Jy hoor wat ek sê? Verseker. Ja. En jy staan skotvry van enige aksie wat boos ook al mag wees, want die chemikalie het dit Dis die chemikalie. Verstaan jy wat ek sê? So ek bedoel, net die feit dat ons vrye wil het, is dis nou nie, ons gaan nie die hele Calvinism en goeders vanaand ingaan nie, maar ek bedoel, ons sal 'n bietjie een keer praat daaroor. Maar mense moet verstaan dat as jy sê alles het deur natuurlike prosesse bymekaar gekom, dan glo jy die chemikalie in jou brein bepaal die goeders wat jy dink en sê. Ja. En in 'n manier kan jy nie verantwoordelik wees daarvoor soos jy sê, want dit is net die chemikalie wat dit gedoen het. So, Ja. maar my punt is, hoe vertrou jy dit? Dit is basies waarop jy jou hele wêreldsiening sit. Is hierdie likrake chemikalie wat bymekaar gekom het en jou gedagtes vir jou bepaal het. Ja, dit is moeilik om op dit te staan. Nee, presies. Okay. Ek dink kom ons begin met hierdie dat as ek na jou toe kom, so hier sou jy 'n kans om met 'n ateïst te praat. Wat sal jy sê is in jou siening die beste bewyse dat God bestaan, of wat is die rede dat jy glo? En hoekom ons hierdie moet vra? Ek dink mense moet hierdie sien. Ons het 'n paar ouens gehad wat al gekomment het en hulle het gesê byvoorbeeld al wat ons moet doen is ons moet die evangelie gee. Jy weet, ons het nie nodig om so in diepte in hierdie goeders in te gaan nie en ons is dalk besig om te veel jy weet, streng te wees op ons kognitiewe vermoë om goed te verstaan. Maar die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 3 vers 15, be always ready to give an answer of the hope that is within you. Die Griekse woord daar is daai apologia, Ja. daai apologetic, dis van waar ons die woord apologetics kry, en wat dit basies beteken is, ons moet altyd reg wees om 'n antwoord te gee vir die geloof in ons. So wat is jou apologetic? Wat is jou... Ja. Wel, eerstens, God openbaar homself aan almal. Selfs vir die persoon op die eiland daar, heel in die boondoes, wat nog glad nie blootstelling gekry het van die evangelie nie. Daar is die eerste een. Jy kan dit sien in die natuur, selfs in sulke toestand moet jy erken dat iemand het hierdie boom gemaak. God openbaar homself deur dit. Deur te kan sê, iemand moes hierdie boom gemaak het. Al het hy nie die naam vir God nie, erken hy die ware skepper wat daarin is. Die ander ding is die bewyse. Daar is soveel bewyse wat wys dat Christus het waarlik bestaan. Daar is bewyse dat hy opgevaar het na die hemel toe. Ons het ou bewyse vanuit die Ou Testament, selfs nou, wat mens kan sien, hierdie is waar die goeters plaasgevind het wat opgeskryf is in die Ou Testament. Soos byvoorbeeld die berg Sinai, wat jy kan sien daar so, dis bietjie donker daarbo, dis waar die weerlig dalk geslaan het. Selfs daai klip waar Moses geslaan het, waar die water uitgevloei het. Nou, enige persoon kan nou sê,
jy weet, dit kan enige klip gewees het daar, maar die ironie van daai is dat by daai groot klip, wat jy kan sien gebreek is, die klippe reg onder dit, is bewyse dat daar water gevloei het, want die klippe is nie skerp nie, dit is bietjie meer rond. Jy kan sien, dit was die effekte van vloeiende water wat oorgegaan. Daai is die bewyse, dis opgeskryf. So, selfs deur daai bewyse wat opgegrawe is, het ons sekerheid daaroor. Ons het die geskrifte, die buitebronne van die Bybel, wat ook bevestig dat hierdie is wat waar geword het. Daar's bewyse dat daar regtig 'n vloed was in Noag se tyd, jy weet wat toe nou die wêreldvloed gekom het. Daar's bewyse vir die goed. Ons het goed om op te staan, om te kan antwoord wanneer dit neerkom. Ons moet net meer vertroue het om te kan verkondig oor daai hoop wat in ons is, soos wat Petrus praat. Ja, baie cool. Ek dink, ek stem saam met alles wat jy sê. Kom ek sê vir my is die groot ding, en ek sien te min ouens gaan na hierdie plek toe. As ek praat van om logies uit 'n redenasie perspektief hierdie te doen, dink ek het nog nooit 'n ateïs gehoor enigiets sê hoor. Ek wil hoor Alex O'Connor se rebuttal van die. Ek wil hoor Richard Dawkins. Nog nooit het ek gehoor dat enigiemand van hulle 'n sinvolle antwoord vir die het, en dit is hoe profesie in die Ou Testament vervul word deur Jesus. So, net dat mense mooi verstaan, dit beteken basies, hier's iemand wat vandag, sê nou maar ek en jy besluit vandag, en ons sê, in die jaar 4026, gaan daar 'n ou kom, hy gaan op 'n donkie ry, hy gaan op die kruis sterf, en hy gaan die woorde sê, my God, waarom het U my verlaat? Ja, wat is die kans? So, wat is die kans dat ek en jy sal reg wees oor so iets? So, die punt wat ek wil maak is, vervulde profesie in die Bybel, dink ek is die beste apologetic van alles. Ek weet nie, ek het nog nooit ateïs oor 'n goeie manier teruggekom van hierdie af nie. Ek het nog nooit gehoor dat hulle iets reg sê hier teenoor nie, of hulle try regstel of probeer verduidelik nie. Die punt is, die Bybel is bonatuurlik geskryf. Die ouens wat die Bybel geskryf het, is buite spasie en tyd. So, wat ek nou vir jou gaan gee, is dele wat in die Ou Testament geskryf is, en dit presies so vervul geword in die Nuwe Testament. En wat ons moet verstaan is, soos Psalm 22, is altyd waartoe ek gaan, en hierdie is vir ouens sodat, as jy met 'n ateïs praat, gee vir hulle hierdie tekste, en sê vir my, hoor die verduidelik het. So Psalm 22 is 1000 jaar voor Christus geskryf. En die heel eerste sin daar is, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Wat Christus gesê het op die kruis. Gaan lees die hele Psalm 22. Dit is asof die skrywer van Psalm 22 by die toneel is van Jesus se kruisiging. En hou in gedagte, nog niemand was gekruisig ooit op daai oomblik nie. So hy skryf ook daar, they pierced his hands and his feet. Gaan lees ook Jesaja 53. Jesaja 53 in die Joodse geloof noem hulle die forbidden chapter. Jy mag nie daai ding bestudeer nie, omdat dit so akkuraat Christus beskryf. So gaan lees Jesaja 53. Nou, hier het ek vir julle 1 of 2 gegee. In die Ou Testament is daar oor die 300 sulke profesieë wat Christus tot op die letter vervul het. Nou, Boeddha het nie dit gedoen nie. Mohammed het nie dit gedoen nie. Joseph Smith het nie dit gedoen nie. Daar is nie een ander geloof wat vervulde profesie het. Nie een. Jy kan dit gaan Google, jy kan gaan Yahoo vra vir ChatGPT. Christendom is uniek in vervulde profesie. Niemand het dit nie. Asseblief, iemand, wys my verkeerd. Bel vir Alex O'Connor. Bring hulle almal. Bring jou slimste ateës. Niemand het 'n antwoord op dit nie. Maar op dit wil ek nog ene los, wat nie baie mense van weet nie. As jy deur Genesis gaan, en jy besluit, hoor jy, ek gaan die Bybel begin lees, ek gaan kyk wat daar aangaan, dan slaat jy Genesis 5. En dan mense slaan Genesis 5, en dan is hulle soos van, hoekom is dis hierdie geslagsregister, van jy weet, Adam se kind is die, en Set se kind is die, en al hierdie goeders. Nou, jy sit al daar en wonder, hoekom is hierdie vir my belangrik? Totdat jy die Hebreëse betekenis van daai woorde sien. Omdat ons nie Hebreëus ken nie, sien ons nie die betekenisse agter nie. Nou, ek dink die Israeliese manne gaan hierdie laf. Want hier gaan ons bietjie in hulle Hebreëse taal, wat hulle so verafgod. So, kyk wat sê hy. So, eers het jy vir Adam. As jy Adam se naam vertaal uit die Hebreëus, ek gaan dit nou net in Engels lees, ek sal die Afrikaans hier opsit, want in Afrikaans is dalk moeilik om die vertaling so te sien. Maar Adam word vertaal as man. Set, wat daarna gebore is, word vertaal as appointed. Enosh word vertaal as mortal. Kenan, sorrow. Mahalalel, the blessed God. Jared shall come down. Enoch, teaching. Methuselah, his death shall bring. Lamech, the despairing, and Noah, rest or comfort. Nou kyk hierso wat gebeur, as jy hierdie goeters na mekaar lees. Hierso het jy, in Genesis 5,
een van die eerste boek in die Bybel, geskryf wat 4000 jaar voor Christus kom. Kyk wat sê hierdie boodskap vir jou as jy dit nou bymekaar sit. Daai name in Hebreëus se verduideliking. Man appointed mortal sorrow. The blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing rest or comfort. So hierso het jy die evangelie Ja. van Christus. In Hebreëus is soos deur Jode geskryf. Moenie vir my sê hier is opgemaak of iets, die Jode wil nie hierdie hê nie. Maar hierso het jy in die 5de hoofstuk van die Bybel die evangelie. Die gospel van Christus wat gaan sterwe aan die kruis vir ons sorrow. Dis natuurlik. Ja. Jy moenie vir my sê hierdie is gefeikie. En net enigiemand wat dink, ek dink as 'n paar ouens wat gaan Google gaan sien die Masoretic text wat ons het is 1000 jaar na Christus geskryf van die Hebreëse dokumente, die Septuagint is wat die Griekse weergawe van die Ou Testament is 70 jaar voor Christus geskryf. So niemand moet kom met die enigste manuskrip wat ons het, die Masoretic text is eers na Christus nie. Ja. Die Septuagint wat ons het is voor dit. So dit werk ook nie vir jou nie. Hierdie is bonatuurlik en hierdie wys ons dien 'n lewende God. Absoluut. Ek dink mens kyk baie keer weg na daai goedjies. Die rede hoekom ateïste nie die tekste verstaan nie, is bloot eenvoudig, hulle het nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die een wat jou oortuig. Die Heilige Gees is die een wat jou leermeester is, soos wat Christus dit vir ons vertel het in die boorvertrek, toe hy met die disippels gepraat het. Hy gaan die trooster stuur, hy gaan hulle ook leer, en dis hoekom hulle dit nie verstaan nie, want hulle het nie die Heilige Gees nie. Ja. En so, dit gaan net vir hulle Grieks wees, as ek dit nou so stel. Moenie dit sê vir daai Israeliese manne nie. Hulle kan die Grieks nie hanteer nie. Dis maar so. Dis net Hebreëus of niks nie. Okay. So kom ons gaan na van die populairste vrae wat ateïste vra en ek en jy gaan hier sit en ons gaan vir ouens verduidelik hoe mense hierdie vrae kan beantwoord. Ons wil die liggaam van Christus sterk maak in dat jy reg is om 'n antwoord te gee. As jy 'n slim ateïst teekom wat van hierdie vrae opkom, hoe kan ons dit antwoord? En ek het al goeie apologists gesien, hierdie goeters in my siening nie so goed beantwoord nie. So, ons begin met die eerste een en ons vra, hoekom laat God toe dat boosheid gebeur as hy dan 'n God van liefde is? Ja, ek wil net noem, dis nie altyd maklike vrae nie. En dit is okay as mens struikel met dit, maar dat mens ten minste vertroue kan kry in die skrif. Ek dink meeste van hierdie vrae kom uit 'n plek van onkunde. Omdat hulle nie God se karakter ken nie. Die rede, as ons kyk na die vraag selfs, ek meen as God 'n God van liefde is, hoekom laat hy toe dat hierdie slegte goed gebeur? Ek meen, as ons net die vraag opbreek, as God, nie as God nie, God is, omdat God 'n God van liefde is. Hoekom laat hy hierdie goeters toe? Wel, eerstens, jy erken, hy is goed, want hy is liefde. Hy is liefdelik, en omdat hy liefdelik is, gebeur hierdie goeters nou, wat almal belemmer. Ek meen, ons almal kry seer uit hierdie gevalle wêreld uit. Hoekom keer hy nie? Ek meen, as hy dit nie keer nie, dan is hy nie almagtig nie. As hy nie weet wat gaan gebeur nie, dan is hy nie alwetend nie. Weet, so daar is die goeters wat in God se karakter aantas, as ek dit nou so kan stel. Maar as ons 'n God van liefde aanbid, moet ons kan erken dat hy is nie die oorsaak van dit nie. Daar sien ons self in Genesis, toe hy die mens gemaak het. Wie was die een wat gerebelleer het? Wie? Dis die mens. Ja. Die mens het gerebelleer. Dit was nie God gewees nie. Die mense het dit self oor hulle gebring. En as gevolg daarvan het al die slegte goeters begin plaasvind. Nou, ek lag baie keer so, ek het een keer met 'n ateïs wat ons was vriende gewees daai tydperk. En hy het vir my gesê, jy weet, hoe kan God hierdie goed toelaat? Jy weet, ek meen, hy is veronderstel om ons almal te beskerm. Dus sê ek vir hom, soek iemand anders om te blameer, jy glo nie in God nie. So, jy weet, waarna toe gaan jy? So, selfs vir 'n ateïs, as jy op 'n punt kom om te sê dat, hoe kan 'n God dit toelaat? Erken jy self dat God is die skepper, en jy erken dat hy is dan ware God, jy soek net fout dan met hom. En so ons werk is om apologeties te antwoord. So wanneer ons kyk na dit, God is liefde. En omdat hy liefde is, jy weet, laat hy hierdie goeters toe, tot eer van sy naam, want dit gaan tot die beswil vir sy mense,
vir enige persoon. Ek dink Romeine 8 vertel vir ons daarso dat alles sal ten goeie meewerk vir die wat in hom glo. En dit bring vir ons hoop. Vir die kind van die Here bring dit groot hoop. Want ten spyte van die slegte omstandighede waarin ons is, het ons hoop dat hy is besig met iets. Ons kan gerus gaan kyk daarna Josef se verhaal daar in Egipte. Ek meen, dit was deur die leiding van die Here dat Josef daarso op daai put moes opgeëindig word, daarso in die tronk gekom het. Daai slaaf wat binne in daai tronk was, moes Farao een of ander tyd bedien het. Farao sukkel om 'n droom uit te lê, en die man wat saam met hom in die tronk was, ek ken vir Josef, hy het my droom uitgelê. Kry vir Josef, Josef kom tot tweede in bewind van die hele Egipte land. En toe sy broers na vore kom, toe daai 7 maarjare kom, wat was Josef se woorde gewees toe hy homself ontbloot het teenoor sy broers? Hy het gesê daarso, julle dit bedoel vir sleg, maar die Here dit bedoel vir goed. En daar is een van die belangrikste eienskappe wat ek en jy moet besef. Enige kind van die Here moet besef, dat in spyte van die omstandighede, omdat God 'n God van liefde is hy so lief vir ons, dat hy ons nie in hierdie toestand gaan los nie. Hy het 'n beter plek vir ons vir die toekoms self. Ons het 'n ewige lewe saam met hom. Dis hoekom die skrif vir ons sê, jy weet, ons is net tentwoners hierso. Dis nie ons vaste huis hierdie nie. So ons moet dan glo dat dinge gaan nie lekker gaan soos wat ons dit wil hê nie, want ons is nie van hierdie wêreld nie. Ja. So ons gaan teleurstellinge goed kry. Maar die troos in dit is dat aangesien God 'n God van liefde is hy lief genoeg vir ons om vir ons die keuse te gee. Wil jy my nie aanvaar as jou verlosser en saligmaker nie? Inteendeel, dis nie eintlik 'n vraag nie, dis 'n opdrag. Die vraag net van jou kant af is, gaan jy dit gehoorsaam of nie? Want almal glo in die Here. Ander mense hou net nie van hom nie. Ja. Dus gaan hulle na 'n ander geloof toe. Dis maar net 'n voorbeeld, maar Ja, ek like it. Ek dink wat goed is hiervan is jy het al 'n baie ander approach hierna as ek, maar ek stem alles saam wat jy sê. Ek dink een van die belangrike goeders om aan die begin waar te neem is dat op grond van wat kan 'n ateïs die vraag vra om mee te begin. So hy sê God is boos. Wat is jou standaard van morele boosheid? Wat is jou standaard van enige moraliteit? So dis die probleem vir ateïste is hulle moet leen by die Christen wêreldsiening om net 'n konsep te hê van moraliteit. Want as ons net soos ons nou gesê het, chemikalieë is wat bymekaar gekom het en is kraak in jou brein, hoe is enigiets reg of verkeerd? Ek bedoel, gaan kyk na die diereryk. As ons net diere is soos wat baie ateïste glo, die leeu gaan die bok eet elke dag van die week en nooit sleg verlaar nie. Hy het nie 'n sin van moraliteit nie. Nou jy kan 'n hond leer, jy weet, moenie daar eet en jy gee hom 'n pak slaag, maar dis maar net 'n stimulus wat hy kry op 'n reaksie van iets wat hy doen. Verstaan jy wat ek sê? Hy verstaan nie reg en verkeerd nie. Hy's net, ek kry pak slaag as ek die ding doen, daarom doen ek dit nie. Maar ons as mense het 'n konsep van moraliteit. Hoe het dit evolve, Richard Dawkins? Vertel vir my, soos op watse stadium het dit gebeur van hierdie volgende dag evolve ons nou 'n moraliteit. Ek bedoel, is absoluut malligheid om so iets in my siening te kan dink kan waar wees. Maar my punt wat ek probeer maak is, vir jou om te kan sê, God tree boos op, moet jy vir my eers verduidelik, waar kom jou moraliteit vandaan? Nou, ons het die Bybel, ons het 'n morele basis. So ons het actually 'n standaard waar volgens ons als meet. As dit nie deel is van skrif is, dan sê ons doen dit nie. Jy weet, dan sê ons is verwyder van skrif af en daarom is dit verkeerd. So ons het 'n morele basis. Okay. Maar wat mense moet verstaan, en jy het bietjie geraak aan, God het 'n wêreld gemaak wat perfek is. korrek. Aan die einde van die 7de dag het hy na alles gekyk en gesê dit was goed. So met ander woorde, wat mense moet verstaan is, as Adam en Eva nie gesondig het nie, as die groot val nie gebeur het nie, dan het ons nie vandag gesit met dood, met disease, met suffering. Daar was nie dorings op bome wat jou kon seermaak nie. Ons sou in 'n paradys lewe geleef. Dit was God se plan. Ons moet dit verstaan. Maar God het vir ons die keuse gegee. God het vir Adam en Eva die keuse gegee en sê, kies julle. As julle my kies, sal julle nie van die boom eet nie. Maar wat het die Satan gedoen? Ons het al 'n bietjie daaroor gepraat. Hy het gesê, "Jy have God said." Hy het hulle laat twyfel in die woord van God. Is dit nie so dat God dit gesê het nie? Presies. Ja. Presies. En dis waar hierdie channel gaan, Nomi. Dis waar dit gaan, is deur die woord. Dis die Satan probeer jou laat twyfel in die woord. Dis wat oor elke video wat ons nog gemaak het daar gegaan van ons ouens wat die woord van God draai of gebruik om hulle eie
gewin te kry. En wat ons probeer vir jou sê is, moenie twyfel in die woord van God nie, gebruik die woord van God om teen hierdie goeters te stry. Maar as ek weer terug kan kom by die val, so God het die perfekte wêreld gemaak, oor Adam en Eva se sonde is ons nou in die val. Oor Adam en Eva se sonde, daai slegte ding waardeur jy gegaan het, is nie God se skuld nie, soos jy gesê het, is Adam en Eva se skuld. Dis 'n direkte gevolg van dit. Nou, hierdie is 'n interessante posisie wat ek wonder nogal waar jy staan met dit. My siening is dat na die val het God tot 'n groot mate weggetrek van die aarde af. Hy het gesê, julle wil in beheer wees hier, so kry vir julle. Gaan julle aan. Nou natuurlik is God almagtig in die sin van hy kan oorneem wanneer hy moet. En hy kan, ons sien in die Ou Testament klomp kere wat hy dit gedoen het. Jy weet dat hy fisies kom iets gedoen het daar, maar vir die groot mate het hy onttrek uit ons wêreld en gesê, dit wat julle nou wil doen, kry vir julle. Want julle wou maar nie gevolg het om mee te begin nie. Nou ons kan natuurlik in verhouding met die Here staan. Ons kan natuurlik dat die Heilige Gees in ons kom lewe in 'n nabye verhouding. Ek sal dalk nou nie daai standpunt vat nie, want dit kan 'n ruimte gee vir gnostiese geloof, jy weet daar's 'n God wat nou 'n wêreld gemaak het en nou staan hy daar by die wolke en hy kyk nou wat hierdie mense doen hier op aarde sonder om regtig in te tree. As ons kyk na Genesis, net na die val, waar was God gewees? Interessant genoeg, hy was daar. Hy is die een wat Adam en Eva beklee het. Hy was die een wat die eerste offer gemaak het in Genesis, en hy is ook die een wat die beste offer voorsien het, sy seun. So reg deur die skrif, God was nog altyd teenwoordig by die mens gewees, en hy was altyd na die uitkyk na dies wat hom wil aanbid. Daar's Moses, daar's Noag as 'n voorbeeld. Jy weet, van al die mense, wie was dit wat die Here gesoek het, wat in geregtigheid geleef? Daar was Noag gewees. So in God se voorsienigheid het hy nie die mensdom totaal en al uitgewis nie. Hy het altyd laat oorbly vir nuwe geleenthede. Ja. En hy was altyd daar gewees, en die idee dat hy daar kan terugtrek van ons, moet ons vreeslik eintlik bang maak, want as hy onttrek van my en jou, en enige kind van die Here of enige ongelowige, jy weet, dan is ons net sowel so goed soos dood. Nee, is reg, ja. Ek bedoel, kom verduidelik dit bietjie beter. Ek praat nie van onttrek van ons af nie. Soos jy sê, hy is verseker betrokke in ons lewens en hy sorg vir ons in ons lewens in ons tyd, omdat ons vir hom rejected, het hy gesê, luister, julle wil hierdie ding op julle eie probeer doen, so ek gaan julle oorlaat in julle doene en julle late. 'n Deel van Romeine 1, dit praat nou van ongelowiges, sê dit. Hy sê dat wanneer jy so volhard in jou sonde, sal God jou oorgee aan jou hartsbegeertes. Nou, die Heilige Gees trek ons en die Heilige Gees werk deur ons om ons by hom uit te kry. Maar wat ek probeer sê is, in ons dag tot dag keuses wat ons maak, het God vir ons die vermoë gegee en het vir ons die Bybel gegee om die keuses te maak volgens sy wil. Maar nie in die mate wat dit sou gewees het as Adam en Eva nie gesondig het nie. Verstaan jy wat ek sê? Dis eintlik waarby ek probeer uitkom. So, die voorsiening is daar. Ek bedoel, dit is obvious in die hele Ou Testament en in die Nuwe Testament dat God vir ons voorsien. Wat ek net probeer sê is, die evil wat ons sien in die wêreld is as gevolg van mense se sonde. Dis mense sonde wat maak, laat mense aangerand word. Verstaan jy wat ek probeer sê? Ja, So, dis obviously 'n komplekse filosofiese gesprek waar ons nou ingaan. Maar ek sê net, mense moet verstaan dat God se plan was die perfekte wêreld en oor ons sonde het daai wêreld ten gronde gegaan. Dis hoekom ons nou in die groot val is. En dis hoekom hy dit natuurlik gaan herstel. Om perspektief te kry oor hierdie hele ding moet ons sien dat God het aan die begin 'n perfekte wêreld gemaak en as ons sien aan Openbaring aan die einde het hy is alweer 'n perfekte wêreld. So ons is nou in hierdie ongemaklike tussenperiode wat ons sit met die death, disease en suffering. Maar soos jy sê, deur sy genade het hy vir ons die beste oplossing gegee vir alles van die, en dis sy seun Jesus Christus. So al lewe ons nou in 'n death, disease en suffering wêreld, is die ewige lewe nog steeds vir ons beskikbaar. Interessant genoeg, jy sal, en ek dink baie van ons kykers wat kinders van die Here is, sal saamstem met hierdie, dat elke kind van die Here, ons besef dat die wêreld is nie soos wat hy moet wees nie, dis besig om al meer agteruit te gaan, maar elke kind van die Here is op daai punt in hulle lewe dat hulle smag na 'n plek waar hulle nog nooit by was nie. Hulle begeer om by 'n plek uit te kom, hulle verlang na 'n plek wat hulle nog nooit by was nie. Want almal is soekend na die paradys en daai paradys kan nie bestaan sonder die een wat dit voorsien nie.
Jesus Christus. En dis regtig belangrik. Dis wat ons groot troos bring in hierdie gebroke wêreld, en dit is die plek waar ons ook daai hoop aan mense kan oordra wat nie daar is nie, wat nie op 'n plek is waar hulle sê ek glo die Here nie. Jy weet, ons is nie soos die wat sonder hoop sit nie. Ons het regtig iets om vooruit te sien. Ek dink ons is dies wat met die meeste blydskap rondloop, want ons kyk opwaarts, ons is amper by die huis. En jy het nou ook geraak aan soos Romeine 8 wat sê alles sal tot goeie meewerk vir hulle wat in Christus is of in Christus glo. Die ding van dit is ook, vat gou die slegste, verkeerdste, booste ding wat ooit in die geskiedenis gebeur het. Christus se kruisiging is ook die beste ding. Verstaan jy, dis soos net deur God wat so iets moontlik is. Verstaan jy, dis net deur sy alomwetend. Soos dit maak eers eintlik vir jou sin as jy daaraan dink, maar dis presies wat gebeur. Dis die mees onregverdigste ding wat iemand ooit kon gedoen het, is om vir Jesus te gekruisig het. Hierdie mens wat perfek kom lewe het, en dit is die manier wat ons versoening kry. Dat dit nodig was. Dis net deur sy oneindigende kennis dat dit moontlik kan wees. Ja, en ek weet die ateïste kyk na ons kant toe, jy weet, dis wanneer hulle jou bevraagteken, glo jy regtig in Jesus? Jy weet, die man wat uit Nasaret uitkom, 'n plek wat nie eers begeerlik is nie, dis nie 'n goeie plek waar jy woon nie. 'n Man wat arm was, jy weet, hy het met sy hande gewerk. 'n Man wat net 'n goeie mens was in hulle oë, glo jy in so 'n man dat hy toe nou gevange was op die ou einde, hy was stikkend geslaan dat hy nie eers meer mens gelyk het nie, 'n man wat daar op die kruis hang vir jou sonde, en jy wil jou hoop sit in dit? Ja, want vir die heidene, vir die ongelowige, lyk dit soos dwaasheid, maar dis net tot waar hulle kyk. Ons kyk verder as net dit. Dieselfde een wat daar gehang het op daai kruis, is die een wat opgestaan het na 3 dae, wat vir ons gewys het, dat die dood het nie meer hou vas nie. Ons het rede om te glo, want dit wat hy gesê het self hy gaan doen, het waar geword. En dis groot hoop vir ons. Ja. En waar jy nou is op die opstanding, ek dink is belangrik om vir ateïste om ook te besef dat ons het sekulêre ouens wat glo en geskryf het dat Christus opgestaan het. Soos Josefus, kan jy self sy goeters gaan lees. Daar's ander eerste, ek bedoel, en hierdie is ouens wat gelewe het in die tyd, in die eerste generasie net na Christus. En daai ouens het geskryf, hoor jy, dis wat almal sê. Jy weet, so dink vir jouself, hoekom sal 'n sekulêre ou wat nie 'n Christen is, sê Jesus het opgestaan? Nie net uit gelewe nie. Hulle sê daar was iemand soos Jesus, hy was gekruisig en hy het na 3 dae opgestaan. So ek bedoel, daai is ook vir my soos 'n doodspy. En dis nie net Josefus, ek kan nie ander ouens dink Tertullian of so, en kom in my kop. Ek weet nie of hy een van die ouens sê, maar daar's 'n paar ouens 100 of 200 jaar net na Christus wat daaroor geskryf het. En dis dokumente wat jy self kan gaan kry. Soos hoekom is dit dan? As dit nie waar is nie. Ja, nee, verseker. Ek dink baie keer ook in verband met wanneer ons sê ons glo in Christus, die mense oor die algemeen wat nie in die Here glo nie, het 'n swak siening van Christus. Hulle het 'n swak siening van God, want hulle besef nie wie hy is in karakter nie. Maar God het sy seun as 'n offer gegee, want die mense offers was net nie meer goed genoeg nie. So hy gaan die offer voorsien vir ons. En ons het rede dan om te glo in daai opstanding. Wanneer ons kyk na ateïste, hulle sal kom en sê, maar was Jesus die eerste man gewees wat al uit die dood uit opgestaan het? Ek meen, daar's Lazarus, hy het uit die dood uit opgestaan. Ja, ons kan kom en sê, ja nee, maar dit was Christus gewees wat gesê het, ons kant. Daar's ander mense wat ook al uit die dood uit, hulle was dood en toe weer lewendig gewees. Dit kan dalk waar wees, maar noem vir my een persoon wat self gesê het, ek gaan doodgaan en uit my eie krag uit sal ek weer opstaan. Jy weet, ek gaan doodgaan, maar ek sal weer lewendig word. Hy is die enigste een wat dit met sy eie krag en sy eie autoriteit kan sê, en dit het waar geword. En nog meer as dit, om dan daarna te kry, dat ouens op die mees wreedste manier doodgemaak word, vir daai rede dat Jesus gekruisig is en opgestaan het. Soos, niemand gaan doodgemartel word vir 'n leuen nie.
Ouens wat dit bietjie vir hulle self vra. Al die disippels het op die wreedste maniere denkbaar dood gegaan. Is daar enige ander geloof wat dit het? Waar mense bereid is om gemartel te word vir 'n leuen. Daar's Islam, hulle is bereid om hulle kinders as infidels of suicide bombers en Ja, goeters. kyk, dis meer uit 'n posisie van hulle soek hulle 60 virgins. Ja, Eerder as wat dit is soos ons glo Mohammed het nie iets gedoen soos uit die dood uit opgestaan. So dis my het punt. nie. Ek bedoel, hier is ons 'n konsep van julle is bereid om te sterf vir Christus vir laat hy weer opgestaan het. Ja. Ek dink ek dink ons het redelik dit gecover soos hoekom laat God toe dat boosheid gebeur as hy net liefde is. Die volgende ding waarna ons wil gaan kyk is baie ding wat soos ouens soos Alex O'Connor en hierdie sê is die God van die Ou Testament is 'n baie wrede God. Of hulle sal sê die enigste manier wat jy hierdie goeters kan harmoniseer is as jy byvoorbeeld Ou Testament stories net sien as stories. Dit het nie werklik gebeur nie. Spesifiek gefokus op die Amalekiete en die Filistyne, soos daai ouens dat hulle uitgeroei is. Soos vir al die Amalekiete het hulle gesê God het vir hulle gesê roei die kind, roei die donkie, roei almal uit. Ja. So dis 'n groot ding waarmee die ateïste kom. Jy kan gelees in 1 Samuel 15 vers 2 tot 3 praat baie daarvan. En ons as Christene moet 'n goeie terugding hê om te sê vir dit. Want dit staan in die Bybel. Ek dink reeds daai is een van die karaktereienskappe van God en vir die normale leser, daar's baie kinders van die Here wat ook worstel met hierdie vrae soos, joh, God is wreed in die Ou Testament, hoe kan hy hierdie goeters doen? Maar dit is deel van die karaktereienskap van God, dis nie dat hy liefde is nie. Dis die mees bekende karaktereienskap van God is dat hy's 'n God wat 3 maal heilig is. En ek dink ons as mens het 'n regte laassiening van sonde en ons het 'n laassiening van God se heiligheid. Dis hoekom ons dit nie so ernstig vat nie. Ek gaan 'n voorbeeld gee uit die Ou Testament uit. En nou wil ek hê ons moet bietjie die observeer. Julle kan gaan kyk daar in Levitikus 10. Ons lees van Aaron se 2 seuns. Vers 1 en 2. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het die vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Nou dink jy, joh, ek meen kan God nie net genadig gewees het teenoor hierdie 2 seuns nie. Ek meen, dis Aaron se trots. Ek meen, dis soos as jou kind na jou toe kom en sê, pa, ek wil 'n predikant word. Jy weet, jy het groot trots daaraan soos, joh, my kind, jy's besig om 'n goeie besluit te maak vir jou roeping. Dis Aaron se seun, se 2 seuns. Nou kyk wat gebeur nou hierson. Vers 3. Toe sê Moses vir Aaron, nou, Aaron het nou na Moses toe gegaan en vir hom nou hierdie gaan vertel, daar lê my seuns, hulle is verteer, hulle is gebrand. Kyk wat sê Moses hiersom. Dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van my hele volk wil ek my verheerlik. Dit is God se plan gewees. Oor hierdie is dat hy wil homself laat ken as die heilige. Dis sy karaktereienskap. Hy's die heilige. Nou kyk wat gebeur nou. Maar Aaron het stil gebly. Jy kan nie verder praat as dit nie. Moses het nou net geantwoord, Aaron, jy en jou kinders is Lewiete. Gaan kyk daarso in Levitikus 8 en 9, praat hulle van die posbeskrywing van die Lewiete, wanneer hulle werk met hierdie altaar en die offerroke, die brandoffers, is daar's uitdruklik instruksie gegee, moet nie vreemde rookwerk of vreemde vure voor my bring nie, jy sal sekerlik sterwe. Dit is die eerste ding. Nadab en Abihu was nie onskuldig gewees nie. Hulle het geweet wat hulle posbeskrywing is. Hulle het geweet as hulle vreemde vure, vreemde roke voor die aangesig van die Here gebeur en laat plaasvind, sal hulle sekerlik sterwe, hulle as priesters. Nou,
daarso kan ons nie dan die simpatie reg toon nie. Natuurlik, dit moes vir Aaron hartseer gewees het. Sy 2 seuns is nou dood. Maar hy weet net so goed soos hulle. In ons posbeskrywing was daar reeds gesê, jy kan nie dit doen nie, jy sal sekerlik sterwe. Dis hoekom Aaron stil gebly het. Dan gaan kyk jy in, ek dink is in 2 Samuel 2, wat ons natuurlik sien, hulle die verbondsark gaan haal. Gaan kyk in 2 Samuel 2 vers 6 tot 7. Hulle moes deur hierdie hierdie rivierplek omtrent deurgegaan het en die verbondsark was bo-op gewees. Dis nou God se teenwoordigheid wat daar is. En hierdie ding is besig om te wieg, want hulle die verbondsark op 'n trek gesit. Weet so, hy word nie eers gedra nie, hy word op 'n trek gesit. En die uitdruklike instruksies aan die priesters was dat hulle moes dit in pale deurgesit het en met hulle hande so gedra het. Wat's die eerste ding wat hulle nie gedoen het nie? Hulle het dit nie op pale gesit nie. Hulle het dit op 'n trek gesit, waar die ding besig is om te wieg. En Usa se, as jy gaan kyk na die goeders wat deurgegee is vir die priesters vir hulle, is dat sommiges mag nie na die ding gekyk het nie, en sommiges mag nie eers aan die ding geraak het nie, want dit was die ark geraak het nie, noem ek dit nou ding, ekskuus, na die ark geraak het nie, en Usa was een van hulle, jy mag nie aan het geraak het nie, en so toe daai ding begin wieg het, wat het hy gedoen? Die teks sê vir ons, hy het sy hand uitgesteek om hom te keer, en ons lees daarso dat die toorn van die Here het ontvlam, en Usa het dood neergeval voor die aangesig van die Here. En Dawid hulle was omgekrap gewees. Jy weet dat die Here dit nou doen. Maar wat het dan die Here aanstoot gegee? In die sin van dat hy Usa moes doodmaak. Dat hy hom verteer daarvoor. Kom ek vra jou die vraag. Wat is veiler? Die grond waarop die verbondsark sou val? Of die sondige mens se hand? Ja, dat hy ongehoorsaam was. Ja. Hy was ongehoorsaam geweest. God het nie jou respek nodig, hy het jou gehoorsaamheid nodig. Dis wat hy vra. Ja. En reg deur die skrif kry ons hierdie goed van die Ou Testament. God is nie wreed nie. Hy's heilig. En vir ons, en dis die probleem wat ons as mense doen, is ons probeer hom meet teenoor ons denkwyse. Ja, dis reg. En dis waar ons die fout begaan. Ja. God is nie soos ons nie, hy is anders. En sy instruksies wat hy gee is duidelik, hy hakel nie. Ja. Hy sê dit uitdruklik vir ons. Nou, ek wil dit nou met alle respek noem. Daai Nadab en Abihu in Levitikus 10 het vreemde vure voor die Here gebring. En dit was tydens die plek van aanbidding gewees om eer te bring aan die Here ook. Ek dink daar's baie predikante wat vreemde vure voor die aangesig van die Here bring met hulle aanbidding. En hulle is besig om dit nie ernstig te vat nie. Seker. En die feit dat hulle nog staan, is net blotige feit dat hy genadig is teenoor hulle. Ja. En hulle dink hulle is besig om die regte ding te doen, om die mense te behaag, om hulle op 'n emosionele trant te bring. God is nie vir dit nie. Hy sê, Precies, ja. En ek dink jy het dit so mooi opgesom, want dis daai twee goeders soos jy gesê het, mense verstaan nie die heiligheid van God nie, en hulle verstaan nie hoe ernstig hy sonde opneem nie. Ek bedoel, vat gou alles wat ons al vanaand gesê het, dat hy bereid is om byvoorbeeld met Noag se ark, die hele wêreld te vernietig oor mense se sonde. Dat hy bereid is om die hele val te laat gebeur, oor hulle net een ding oortree het. Dat hy bereid is om mense hel toe te stuur vir ewig. 'n ewige punishment, 'n ewige straf Oordeel. vir 'n temporêre ding wat jy verkeerd gedoen het. Ek wonder of mense nie dit mis nie. Besef hoe ernstig is God oor sonde, oor die feit dat hy bereid is om jou 'n ewigheid in die hel te gooi oor 'n temporêre ding wat jy verkeerd doen. Want presies soos jy gesê het, ons verstaan nie dat die heiligheid is God se primêre karaktereienskap en alles anders te vloei van daar af uit. Dis nie liefde nie. Dis wat mense die hele tyd mis. Ja, God is liefde. Liefde is een van die hoofgoeters wat hy is, maar dit kom uit sy heiligheid uit. Hy sal nooit liefde wees sonder waarheid nie. Dis wat ons oor en oor vir mense probeer sê. As jy liefde het sonder waarheid, het jy niks, dan jy valsheid, dan jy misleiding. En dis presies die ding wat hulle hierso sê. As jy verstaan waar die ewigheid gaan, as jy verstaan dat God heeltemal totaal en al heilig is en hoe ernstig jou sonde is, dan sal jy verstaan hy was heeltemal geregverdig om hierdie goeders wat jy nou al genoem het te doen. Nog meer as dit, die groot ding waarvan Alex O'Connor hulle praat,
is dat die Amalekiete se kinders en se honde, en hy het gesê, woes hulle almal uit, soos hulle moet almal doodgemaak word. En dis wat die ouens sê wreed is. Nou, wat ons moet verstaan, eerstens hiervan is, hulle het eeue gehaat om dit reg te gestel het. God het vir hulle die kans gegee om dit reg te maak. Vir 400 jaar het hy gesê, bekeer julle self, draai terug, draai weg, en hierdie is nie 'n rasse ding nie. Dit gaan oor, soos wat jy gesê het, hulle was ongehoorsaam teenoor die woord van God. En wat belangrik is om te verstaan is, God het die Israeliete ook gestraf, laterand. God het die Israeliete, toe hulle ongehoorsaam was, ook vir hulle moeilikheid gemaak. Nou, hoekom in my oë God ook just was om dit te doen, en dink gou mooi hieroor, vir daai kinders wat doodgemaak word uit 'n wêreldse oogpunt, klink dit nou vir jou wreed en verskriklik, maar omdat daai mense so heidens was, omdat hulle so in die wêreld geleef het, omdat hulle so verwyderd is van God se woord, is hulle almal natuurlik op pad hel toe. Maar daai kinders, as jy glo in die age of accountability, wat ek dink jy doen ook, soos met ander woorde, daar's 'n ouderdom, waar as jy doodgaan voor daai ouderdom, sal jy hemel toe gaan. Jy's eers skuldig van jou sonde op 'n sekere ouderdom. Nou vir elke mens is dit anderste. Nou, ek het nog hierdie ding deur gaan bestudeer. Die ouens wat ek al gehoor het praat het hieroor sê, as jy dit eers bestudeer, dan sal jy sien die Bybel praat baie meer daarvan as wat jy ooit gedink het. Maar ek weet byvoorbeeld met Dawid, hulle het 'n kind verloor wat in sy infancy was, nê? Soos 'n baba, en Dawid het gesê hy weet hierdie kind is by die Here. So net vir die ouens om te verstaan, wat is dit? Die ouderdom van verantwoordbaarheid. Dis seker die regte ding van age of accountability. Met ander woorde, daar's 'n ouderdom wat as jy doodgaan voor dit, sal jy nog steeds hemel toe gaan. Nou, hierdie Amalekiete wat doodgemaak is, daai kinders kan hemel toe gaan. Terwyl as hulle so groot geword het in God se wisdom, sou hulle nog steeds droog gemaak het, want daai nasie was oor en oor kans gegee, hulle het nie gebruik nie, en daarom is dit beter vir hulle om doodgemaak te word. Verstaan jy wat ek sê? Ja. As jy met 'n ewigheidslens hierdeur kyk, is dit die beter ding wat vir hulle kon gebeur het. So dit is hoekom ek dink God was heeltemal geregverdig om dit te gedoen het. En natuurlik, ons het nou nie geraak daaraan nie, daar's nie iets soos moord vir God nie. God is nie gebonde aan moord. Hy kan nie moord pleeg nie. Dis sy skepping. Hy kan met sy skepping maak wat hy wil. So ek dink persoonlik hy is heeltemal geregtig vir dit. En ons wil nie vir die ouens daar sê wat dit sal sien as simbolies of 'n allegoriese ding of is net 'n storie. Nee, ek dink dit het regtig gebeur. Ja, en ek dink dit- God het dit regtig beveel dat hulle dit moet doen. Ja, en selfs wanneer jy gaan kyk na, ek dink dit was die 1 Samuel 15 wat jy nou van gepraat het, Ja, is, hulle was regtig boos geweest. hulle was boos. Die kinders self was boos. Kyk, ons kinders almal word in sonde gebore. Daai kind skree nie omdat hy so oulik is nie. Daai kind skree want hy's selfsugtig Ja, en hy soek. ja. Jy weet, so as ek dit nou net in so 'n term kan gebruik. Maar ja, Ons is in sonde gebore, maar as jy saamstem, ons is eers skuldig aan sonde op die age of accountability. Ja. Dis die verskil. Ouens moet dit mooi verstaan. ja, kyk, kinders, daai kind van 6, 7 lieg al klaar vir jou. Ja. En hy weet hy lieg. Ja. Jy weet, so hy weet ook dis verkeerd. Hulle weet ook om te manipuleer. Ja. Jy weet, so partykeer weet hulle al op 'n vroeg ouderdom wat hulle verkeerd doen. Ek dink net daar kom 'n punt in jou lewe as 'n kind wat jy besef soos, ek het regtig eintlik nogal 'n keuse, wil ek dit doen of nie. Ja. Jy weet, vir hulle kom dit nou half meer natuurlik, want hulle het onskuld aan sonde, soos veral as jy, ek het by 'n kleuterskool een keer gesien, hierdie kind kom uit waaglike omstandighede en hy het die lelikste vloekwoord ooit gebruik. En die ander kinders het net verby gehardloop en hulle het gelag en gespeel. Daai kind het dit kliphard geskree. En ek het agtergekom, daar's van daai kinders wat nie eers besef het wat daai woord beteken nie. Hulle was heeltemal onskuldig. Wat wys dat daai woord word nie in die huis gebruik nie en hulle besef ook nie dit is eers 'n vloekwoord wat baie lelik is nie. Maar ja, daar kom 'n punt wat jy op 'n verantwoordbare ouderdom is. As 'n voorbeeld, Jesus by die tempel. Net vinnig so, jy glo soos alle kinders, kom ons sê soos onder 1 jaar, gaan hemel toe. Het jy daai posisie of is jy... Ja, nee, selfs Jy glo dit. bietjie meer as dit. Ja, ek bedoel jy glo Ja, nie, hulle gaan jy glo nie God gaan iemand hel toe Ja, stuur. nee. Want ek bedoel daar is so sekere Calvinist ouens wat dit glo. Nee, daar's Wat nie- glo hulle is nie deel van die uitverkore nie en daarom Ek glo dis 'n groot leuen as jy gaan kyk. Ek weet nie wie's die Calviniste wat dit verkondig ek dink 'n maar ou soos hulle James moet White. Nee, daar's groot foute in dit. Kom ek Gaan check, ek dink soos James White glo in Kom ek wys julle gou hierso in Jona. As ons gou kyk, dit was in die laaste Ou Testament. Ja, ek weet, dankie. jy het hom. Ek moet hom net hierso kry. Hier van die kant af Jona.
Nee, want ek dink dit is 'n belangrike ding om oor te praat, want soos ek weet daar is jy ken mos, weet jy wie daai posisie kry, dis supralapsarianism en weet jy nie van dit nie. Ja. Of dis soos hypervorms van Calvinisme wat hulle self so sê Adam en Eva het God het dit ook gepredestin dat Adam en Eva moes van die boom eet. En dan sekere Calviniste wat weer sê God het dit nie gepredestin. Maar ons gaan nie nou ons sal Kom, ek wil gou lees net hierso. Toe sê God vir Jona, dis in die laaste hoofstuk van Jona, Jona 4 vers 9. Ek sal tot 11 gaan. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoorn te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoorn te wees oor tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar, waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Nou, kom ek vra jou gou, wie is die mense wat nie onderskeid het tussen hulle linker of hulle regterhand nie? Kinders. Kinders het ook nie groot onderskeid tussen linker en regterhand nie. Dis nou maar net half daai aan daai kategorie. Die Here het hulle gespaar. Ja. En hy sê hy red sulke kinders. Ja, So verseker. Ek dink dit is in God se karakter om mee te Absoluut. begin. As jy die Bybel heeltemal Jesus lees. self sê, laat die kinders na my toe Ja. kom, moet hulle nie weghou van my Ja, af. die idee dat God hulle sal straf Ja. vir ewig maak nie vir my sin nie. Mm. Maar in elk geval, so ek dink ons het nou van die hoofbelangrikste vrae gedek wat ek dink ateïste sal vra. Daar's natuurlik klomp anderste. Ons vra dat jy sal kom met logiese, nie emosionele. My punt hoekom ons hierdie gemaak is, ek wil hê ons as Christene moet hierdie vir ateïste stuur, vir iemand wat jy weet nie 'n gelowige is nie, en laat hulle kom comment. Comment ons tot die dood toe, sê julle is vals oor dit en dit en dit. Ek kan nie aan 'n logiese rede dink aan enigiets wat ons hier vanaand genoem het wat sal kan wys dat ateïsme waar is. Die konsep dat daar nie 'n God is nie, is net vir my. En ek vra vir ateïste ook, hoekom staan jy op in die oggend? So sê nou maar jy maak die wêreld die beste plek waar daar is. Sê nou maar jy kry world peace en jy kry al die energiekrisis opgelos. Who cares? Jy gaan doodgaan en is verby. Verstaan, wat is die sin in enig? Daar's geen purpose in niks as nie so is. En kom ons los die ouens net met die evangelie. Jy het vir Christus nodig. As jy doodgaan sonder Christus wat die Bybel vir ons sê, gaan jy hel toe gaan. Daar is 'n lewe na hierdie lewe. Omdat ons vanaand gewys het, die Bybel is buite spasie en tyd, moet jy dit aanvaar as die woord van God. Geen ander geloof het dit nie. Dis uniek aan Christendom dat ons 'n dokument het wat deur 'n entiteit geskryf is wat nie 'n mens is nie. En ek dink ons het dit half conclusively vanaand bewys. Ja. So ek weet nie, is al laaste gedagte wat jy vir ons wil mee los, Nomie? Ons moet regtig meer 'n studie doen oor God se heiligheid. Ek dink wanneer ons gaan nie die volle omvang van dit kry in ons menslike verstand nie. Maar ek dink as ons regtig 'n studie doen oor dit, gaan ons meer in verwondering wees oor hom. En dan wil ek ook maar net ons mense uitnooi wat kyk, ons waardeer julle comments, raak betrokke, deel jou standpunt, ons hou daarvan om te hoor wat julle sê, en dit is okay as ons verskil. Ek dink dis wat dit so lekker maak, Ja. is dat ons bietjie van mekaar kan verskil en kan inneem, so ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek dink dit is Absoluut, dit is 'n goeie vertrekpunt vir ons ook. Dankie vir die opbouende kritiek, dankie ook vir die pakslaa, ons waardeer dit ook. Ja, en dit presies, ons wil 'n platform skep waar ons gemaklik is om te praat oor die Here. En al glo jy van hierdie goedes wat ons sal sê, snaakse goedes wat jy glo, deel dit daar en laat ons jou kan pak slaag gee en dan kan die ander mense dit ook sien. So, nee, dankie vir julle almal en ons sien julle by die volgende een. En hy het vir my gesê, jy weet, hoe kan God hierdie goed toelaat? Jy weet, ek meen, hy
hy's veronderstel om ons nou ons almal te beskerm. Jy sê hom soek iemand anders om te blameer, jy glo nie in God nie.